Right, ons is hier in die Hopetown area vandag. Ek praat hier met Gerrit van Agricol. Hy gaan my meer vertel, hierdie Istordo besigheid, nee. Ons is hier by Hannes Brewer hulle, wat nou laas jaar die Weeg en Wen storie gewen het. Hoekom is hierdie actually 'n cultivar waarna jy kan kyk, hoe pas hy in jou pakkie in, en miskien moet jy hom net 'n go gee. Okay, Gerrit, hoe lyk dit? Choppie goed, dankie dat by jou kan. Nee, wat doodstil rustig. Okay, jy is by Agricol. Verduidelik my gou, watter area operate julle nou met die koringkultivars en al die goede? Choppie, my omgewing of my area wat ek doen is vanaf Lukhof gedeelte, Ja. deur Oranje tot hier in Hopetown. En al die boere. sê gou vir my, is dit primêr op die koringkultivars, doen julle weidings, wat anders goeders doen Ons julle by nog? Agricol is maar op die koring, weidings, sojas, dis Ja. maar en lucerns, dis maar waar ons op fokus hier in hierdie omgewing. En sê gou vir my, hierdie Istordo, nee, hoe lank is dit nou al wat hy in die mark is, wat julle besig is om hom te bemark? Dis ons tweede jaar wat ons nou kommersieel doenig is met hom. Ja, en hy doen redelik goed hier in ons omgewing. Nou, wat is my hoofrede? Hoekom wil ek hierdie koring graag plant? Wat gee hy nou vir my wat ander goed is dalk nie noodwendig vir my na die party te bring nie? Soepie, ek dink nommer 1 is opbrengs. Ja. En dan het hy siekteweerstand. Ek dink dit is ook baie belangrik hier in ons omgewing. Fusarium verseker en dan het hy ook 'n redelike weerstandbiedigheid teen vrotpotjie. Okay, en as jy sê weerstand, beteken dit hy gaan hom nie kry nie, of is dit 'n kwessie van hy's meer verdraagsaam teenoor die ding? Ek sal sê verdraagsaam. Ja, hy's meer verdraagsaam as heeltemal weerstand. Ek hoor wie jy sê. So dis net 'n kwessie van laat hy darm 'n bietjie hoe kan ek sê, as hy die druk hoog inkom, hy gaan dit nog steeds kry, maar hy kry dit nie op die erge vlak waar jy dalk meer van jou tradisionele kultivars het nie. Dis reg, Soepie. Nee, hy kry hom baie minder as wat ander koringkultivars hom kan kry. Okay, en dan as ek nou kyk na hoe hulle hom hier geplant het, nee, ek vat dus sommer net die plantdigtheid hierso. Dit lyk vir my of hulle nie te veel saad neergesit het nie. Ek meen, maar hy het nog steeds goed gestoel. Is ek reg as ek dit sê? Dis reg. Ons kry die ouens plant hom van laagstand tot hoëstand en ek dink dit is ook baie gebiedgebonde. Ja. Waar 'n ou in ons omgewing plant die ouens redelike laerstand waar dit koeler is en ek dink na die 'n warmer bietjie genoeg koue eenhede en daai goeders het. ja. En dan na die warmer dele toe is die ouens stoot hulle plantestand redelik op. Ja, so is maar net 'n kwessie van hoe meer hy stres as hy klein is, hoe Dis beter reg. op die einde van die dag. Okay, en hoe lyk sy graad, die gradering en al daai goed wat jy gekry het tot dusver? Ek dink die oor as sy opbrengs so hoog is, het die ouens dalk of nie bygebly met hulle bemesting nie. Ja. Ouens Ja, maar dis nou 'n nuwe kultivar. Ek Dis meen, reg. ek vir wat het hulle hier gestroop laas jaar op hom? Hannes okay, Op die Weeg en Wen, op die Weeg en Wen het hy gestroop 13.9 ton. Liewe ouers. Okay, Wat hy so afhaal het, so. as jy daai terugbring na 'n average toe, dan kan jy maklik seker na 'n 10-11 toe average Dis op reg, die ja. einde van die dag, né? Die Nee? meeste ouens bemes vir 'n 10 ton opbrengs. En ek meen dan kan jy baie vinnig uit nutriëntwaarde uithardloop verseker. op die einde. Ek dink dis direk gekoppel oor dat sy graad dan bietjie af is teenoor die ander. Okay, maar nou moet jy my help, nê, nee, want onthou nou, koring is 'n balancing act, nê. Nee. Hoe meer kos ek die ding gee, veral aan die stikstofkant, dan wil die ding nou loop en so lank raak soos 'n mielie. En dan kom neuke nou om hier op die einde. Ek sien hulle dan nie daai issue hierso, lyk dit vir my nie. Maar so kan ek nie nou as ek hierdie nou weet te veel kunsmis gee, dan sit ek nou weer met omvalprobleme nie. Ek dink die voordeel wat ons het met die Istordo, dis 'n kort groeier. Hy groei nie so lank soos ander kultivars nie. Ja, die voordeel As jy praat van 'n kort groeier, meaning hy in lengte, korter in nie lengte die hele plant, ja. Ja. Hy is baie korter as die ander. So ek dink dit is 'n redelike voordeel dat hy nie omval nie. So dit help jou 'n bietjie aan daai kant, né? Hy kan jou help op dit, ja. Okay, as ek nou gaan kyk in my hele koring pakkie, nee, want onthou ek sit nou met goeters wat ek wil begin vroeg plant en dan hardloop jy hom ons nou maar so deur afhangende van hoe die jaar jou behandel, hoeveel moeilikheid daar is, totdat jy op die einde kom en na jou kortgroeiers toe, in tyd gewys. Dan is dan nie die mekaar raak hier nie. Waar pas hierdie ouetjie in en uit 'n tydoogpunt uit? Tyd, hy is 'n, so jy sê, 'n medium cultivar. Hy vat 'n bietjie langer
om sy volwassenheid te bereik, maar afdroging en daai goeters dink ek nie. So ek hoef nie te worry laat hy gaan so jy sê hy vat 'n bietjie langer voordat hy volwasse is en dan maak hy vinnig klaar. Hy droog redelik vinnig af. Ja, want dis my volgende vraag, het ek al gehoor van ouens wat sê ja, maar die ding wil jy afdroog nie. Nee, ek dink hier staan ons in 'n land is nou einde November en die land is al droog. Hulle gaan begin stroop Ja, binne 'n dag of hulle sê 2. hulle gaan môre gaan hulle lyk my Dis kap. reg, ja. So ek dink planttyd is ook baie belangrik. Wanneer ou plant, jy moet nie te laat plant nie. As ek nou sê planttyd, enigiets vanaf begin Junie maand kan ou plant en ek dink dis wat Hannes hulle ook hier gedoen het. So jou tyd is genoeg vir afdroging van daar af. Okay. Nou, jy weet mos nou een ding van 'n boer, jy gaan my nou nie baie vinnig verander in 'n rigting in nie, nê. En jy verwag nou hier ek moet nou 'n volksvreemde ding loop plant, nê, wat ek nie eens amper die naam van kan uitspreek nie, nê. Ek weet hy Don Mario Istor doen, nê. Dis hy, ja. Ek kom daar, stelselmatig. Ek het die groot woorde. Ek het biologie vroeg gelos, ek het die groot woorde nie reg gekom nie. Sê vir my, as ek nou wil sê nou maar begin, ek wil hierdie dinge gou gee in my boerdery, hoe sal jy voorstel moet ek te werk gaan? Jy moet 'n gediversifiseerde pak in jou plaas op sê of in jou plant. Ja. So jy moet jou middelklas korings hê en dan met jou vinnige groeiers op die later stadium hê. En ek dink die ene gaan goed inpas op 'n middelklas. So wat ek basically dan doen is net dat ek nou nie pens en potjies inspring en nou gaan vir goud en whatever ook al nie, maar om by my insit en kyk hoe werk hy by my, leer die tips en triks van die trade, bemest hom ordentlik en doen dalk 'n paar proewe om seker te maak dat jy weet, right, luister hierso, dis hoe hierdie ding presies in jou boerdery inpas en dan gaan jy daarvan af. Ek dink elke ou moet hom net by hom insit en dan kyk hoe presteer hy by hom of hy inpas by sy boerderypraktyk op elke ou se plaas. Ek stem 100% saam mee, want ek het in die verlede by my het die langgroeiers baie goed gewerk, die langgroeiers in tyd, laat ons net by die regte ding kom, en my buurman het met kortgroeiers geopereer. Ja. En ek kon nooit by 'n kortgroeier oor 6 ton kry nie, en daai ou het 9 ton gestroop op kortgroeiers wat net my brein geblaas het. So, ek stem 100% saam mee wat dit aanbetref. Laaste vraag, hierdie is nou een van die wat julle nou van Argentinië af gekry het, is daar nog ander goed in die pipeline? So daar is goeders in die pipeline, wat hulle mee besig is. Daar is nuwe cultivars wat hulle inbring en toets. Ja. Dit behoort ook so oor 'n jaar of 2 behoort ou meer inligting te hê oor dit en van die nuwe cultivars wat sal inkom. En dis alles goed wat van Argentinië af van daai plekke afkom. Dis ook alles van Don Mario se cultivars wat inkom, ja. Okay, so ek wil nou van die cultivars koop of wat ook al, hoe maak ek? Julle kan op ons webwerf kyk by Agricol. Op die webwerf is al die inligting en die agente in elke streek waar julle van die cultivars in die hande kan kry. Of as hulle in hierdie area is, dan bel hulle sommer net hierso, daarso. Ons Gerrit se nommer as jy hom soek, nê. Baie dankie. Uitstekend, Gerrit. Dankie baie. Right, so dit is Gerrit hierso van Hopetown se area. Okay, so as jy in hierdie area is, waarskynlik het jy al sy nommer daar somewhere, nê? Of hierso is hy weer, nê? Of kom klinkie bo of hieronder, klik by die Agricol page en dan kom jy met hulle in kontak en dan kyk jy 'n bietjie hoe pas hierdie ouetjie in jou pakkie in. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.